Goeiedag en baie welkom by seisoen 2 van Camino Kykies. En in hierdie seisoen stap ek 'n heeltemal 'n nuwe roete, Camino Primitivo. Vir die wat seisoen 1 gekyk het, welkom terug. Vir die ander, my naam is Gerda Engelbreg. Ek is eintlik 'n blokkaai-opsteller vir Media 24, maar in my vrye tyd is ek versot daarop om pelgrimsroetes oor die wêreld te stap. Hierdie is my tweede videoreeks oor die Camino. Ons almal moes iewers begin in dieselfde geld, die Camino de Santiago. Hierdie dude hier agter my, koning Alfonso II, word beskou as die eerste pelgrim wat daar was. Toe hulle destyds die oorskot gekry het van wat hulle geglo het Jakobus was, het die biskop vir koning Alfonso laat kom om die fonds te verifieer en om opdrag te gee dat daar 'n kathedraal op daai plek gebou word. Koning Alfonso, wat die bynaam Alfonso die Vrome gehad het toe van hierdie plein af en van hierdie plek af spesifiek vertrek en die 323 km afgelê na Santiago toe. So hoekom het Alfonso die bynaam die Vrome gehad? Alfonso was die seun van Vrohella die Wrede. Klink 'n bietjie soos 'n karakter uit 'n Disney fliek uit. Vrohella het 'n groot deel van sy familie om die lewe gebring omdat hy bang was dat hulle hom sou uitdaag om die troon. Toe Alfonso 9 was, het iemand sy pa Vrohella om die lewe gebring en het sy ma, die koningin, gevlug met die kroonprins na die klooster op Samos toe. Onthou jy vir Samos? As jy die Franse Camino gestap het, op die dag wat jy uit Tria Castella uitvertrek, kom jy by 'n vrik in die pad. As jy regs draai, kies jy die korter pad na Sarria toe, maar as jy links draai, dan stap jy verby die klooster in Samos. So Alfonso die Tweede is deur priesters grootgemaak. Dis hoekom hy die Vrome genoem word en hulle sê hy het nooit getrou nie. So hoewel daar verskeie Alfonso's naam was, is nie een van hulle direkte afstammelinge van die eerste pelgrim nie. Interessant genoeg word Alfonso se eerste tree op die Camino de Santiago nie as sy grootste nalatenskap beskou nie. Alfonso die Tweede het opdrag gegee vir die bou van die Camera Santa, oftewel die heilige vertrek. Dis in daai vertrek waar daar belangrike artefakte is wat met Jesus se dood verbind word. Onder andere die Sudarium van Oviedo, 'n kleed wat hulle glo om Jesus se kop gedraai was toe hy aan die kruis gesterf het. Daar's ook 2 kruise met juwele wat eeue oud is, dorings wat hulle glo in Jesus se doringkroon was en 'n plakkie wat hulle glo in Petrus behoort het. Die Sudarium, die kopdoek wat om Jesus se kop was, word egter as die belangrikste stuk in die Camera Santa beskou. Dit word net 3 keer per jaar aan die publiek gewys. Op Goeie Vrydag, met die viering van die kruise vroeg September, en dan met die fees van Sint Matteus, verjaar op 21 September. Ek was gelukkig genoeg om op 21 September hier in die kerk te wees, en ek het gesien toe hulle dit uithaal. Ek was die volgende dag op 'n museumtoer hierso, en ek het die Camera Santa gesien, en daarin het hulle wel 'n afdruk of 'n namaaksel van die Sudarium. Ek het ook Petrus se plakkie gesien. Ek is gelowig, maar kom jy uit 'n geloofstradisie waar dit belangrik is om tasbare bewyse van jou geloof te hê nie? Ek is wel 'n verslaggewer, en as jy net vir my sê dat Petrus se plakkie in hierdie kathedraal is, dan sê ek, vat my €4 en gaan wys vir my die plakkie. Ek was gister op die museumtoer en dit was absoluut die moeite werd. So as hulle dit noem Camino Primitivo, dan beteken dit nie die roete is primitief nie, hoewel daar is stukke wat nogals primitief is, in die sin van dat daar nie baie infrastruktuur langs die pad is nie. Die primitief van Primitivo verwys daarna dat dit die oorspronklike Camino of die eerste Camino is, omdat Alfonso die Tweede dit gestap het. So, hoekom het ek 'n dag 0? Een van die geskenke wat ek gewoonlik aan myself gee, is 'n makliker dag 1. Dis nou na 'n baie rampspoedige eerste dag op my heel eerste Camino. Die plan was dat ek vandag met 'n ompad sou gestap het en dan
op die dorpie Escamplero sou geslaap het, maar ek kon nie daai mense in die hande kry nie. Toe besluit ek om net die ompad te doen en dan vandag terug te kom en in Oviedo te kom slaap. So môre wag dan nou 'n 26-27 km dag 1 op my, maar dit is reg. Die ompad wat ek gestap het, was om 2 besonderse kerke bo op die berg van Naranco te gaan kyk. Dit is omtrent 3 km buite kan die stad, 'n stewige bultjie, maar dit was absoluut die moeite werd. Terwyl ek nou lekker aftrand stap, wat is anderste in hierdie vlakreeks? Vir hierdie vlakreeks het ons 'n borg. Outdoor Warehouse maak hierdie reeks moontlik. So alle kaarte op die tafel, dit is nie laat Outdoor Warehouse my vakansie betaal nie. Outdoor Warehouse maak dit net moontlik vir Netwerk 24 om hierdie voor die betaalmuur te sit. Onthou, alle inhoud kos geld. Of jy betaal vir inhoud met 'n subskripsie of 'n kliënt betaal daarvoor met 'n advertensieveldtog. Outdoor Warehouse was nou nog verder so gaaf dat hulle gesê het, hulle wil nie 'n klomp advertensies laai op die video's nie. Hulle wil graag hê dat ek vooraf deur Outdoor Warehouse stap en dat ek vir julle sê wat is die dinge wat stappers nodig het. So in elke dag se video gaan daar 'n 1 minuut lange Outdoor Warehouse minuut wees waarin ek vir julle gaan wys met wat se toerusting ek hier is. So ek het gedink jou belangrikste toerusting op enige Camino is die skoene wat jy dra. So kom ons begin vandag met die Outdoor Warehouse minuut waarin ek vir julle sê met wat se skoene ek hier is. Wanneer mense my oor my toerusting uitvra, wil die meeste mense weet watter skoene ek dra. My keuse vir hierdie Camino gaan jou dalk verras, maar kom ek gaan wys vir jou by die rak. Een van die grootste redes hoekom ek vir my 'n toksak vooruitstuur op 'n Camino en nie my eie sak dra nie, is omdat ek vir myself die luukse gun van 'n ekstra paar skoene op 'n Camino. Hierdie keer is dit ook nie anderste nie. Hierdie keer het ek 2 pare Merrells in my sak, 'n paar Merrell stapstewels, sowel as 'n paar Merrell stapskoene. Die stewels is absolute plan B. Ek verkies om nie in stewels op 'n Camino te stap nie, omdat hulle te swaar is as jy vir 7, 8, 9 ure op 'n dag daarmee moet stap. Maar die streek waarin ek gaan stap, kry dikwels baie reën en onverwags baie reën. En dan is dit baie lekker as jy stewels het om deur daai modderplasse te stoei. So ek het 'n paar stewels in my toksak. Daar is 'n kans dat ek glad nie daarmee gaan stap nie. My nommer 1 paar skoene op hierdie Camino is 'n paar Merrell Crosslanders. Kom ek wys vir jou. So ek stap met die Merrell Crosslander 3 en kyk, hy het nie 'n Vibram sool nie, maar hy het 'n goeie sool. Hierdie sal heeltemal goed genoeg wees vir my om mee te stap. Die Merrell Moab is van die gewildste stapskoene van alle tye. Hulle het reeds meer as 25 miljoen pare van hierdie skoene verkoop. Nie Outdoor Warehouse nie, wêreldwyd meer as 25 miljoen pare van die Merrell Moab. Dis 'n stewige skoen, maar hy is nog steeds lig. Ek vat hierdie plakkies vir saans om te dra, as jy dit in die stort nodig het, en ek het hierdie paar gekies, want dit was op uitverkoping. Dis oulik hierdie, nê? Hulle verander elke dag die datum.
So wat maak Woody Allen hier in Oviedo, Spanje? As jy die romantiese komedie Vicky Cristina Barcelona gesien het, dan sal jy verstaan. Woody Allen was hier regisseur van die fliek en hy het blykbaar 'n spesiale band met die stad ontwikkel. En hulle het hom vereer met hierdie beeld. Hallo julle, dit is die einde van dag 0. Ek het 2 volle dae hierso in Oviedo, Asturias gehad en dit was absoluut fantasties. Hierdie is een van die mees onderskatte stede in Spanje en ek dink hy verdien om op jou lys te kom, om in die toekoms te kom besoek. Dit is nou net so na 8 en dit is nog helder sonskyn buite en al die Spanjaarde kuier op die sypaadjies. Hierdie mense weet mos presies hoe om te kuier. Ongelukkig raak hulle ook nooit stil in die nag nie. Maar dit is hoekom mense oorpleisies ingepak het en dan môreoggend as jy wil opstaan, dan kan jy nêrens 'n koppie koffie in die hande kry nie want dan lê hulle roes en afslaap, maar dit is hulle kultuur en ons gun dit vir hulle. Ek sien ontsettend uit na my Primitivo. Ek is nog 'n klein bietjie gespanne oor of ek genoeg voorberei het. Ek het nog nooit in my lewe so hard voorberei vir 'n Camino nie, maar ek sou aanvanklik al 3 weke gelede vertrek het op my reis, maar ons het 'n krisis by die huis gehad en ek moes my reis met 3 weke uitgestel het. Ek sal so 'n bietjie later vir julle daarvan vertel. Môre is 'n lekker dag, is 'n 26-27 km dag. Daar's een groterige bult net voor middagete, net voor Escamplero. Maar ek dink dit gaan 'n baie lekker dag wees. Dit het die afgelope 2 dae verwoed gereën hier in Oviedo, maar die weervoorspelling vir môre is darm mooi weer en matig. Baie dankie vir Ouderweros wat hierdie reis moontlik gemaak het. Ek sien uit na die res. Ek sien vir julle môre. Goeienaand.